Almagtige Vader, ons loof en prys U. Ons sê vir U dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om weer in die lewe te wees, by mekaar te kan wees. Waar ons vandag die woord breek en ons vra dat U Gees vir ons sal oopmaak wat U wil deel. En ons dankie Vader dat U tot ons harte spreek, dat U ons gemoed, ons denke verander en vernuwe tot eer en verheerliking van U naam. Sodat ons gefokus sal wees en sal bly op ons meester Yeshua Messia. Gee U al die eer, Vader, in Yeshua se naam. Amen. Ja. Goed. Die tydjie wat ons nou weg was, het ons geniet en mense het bietjie meer tyd saam met Vader en minder gefokus op ander dinge. En baie dinge wat ons gedoen het, is ook om eindtyd movies bietjie te kyk. Om te kyk wat hulle vir ons wil wys. Want ons weet die woord is waar en Yahweh doen niks voor hy dit nie eers vir sy profete wys. En so kan die wêreld en hulle magte niks doen voor hulle dit nie eers deur hulle profete wys nie. So hulle wys dit vir die wêreld in vorm van TV's, movies, speletjies. Dan wys hulle wat hulle gaan doen. En dis hoekom hulle dit kan doen, want God sê hulle mag. Want hulle het klaar vir die wêreld gewys, dis wat ons gaan doen. So daarom ons as gelowiges behoort skerper te wees in die gees en wanneer daar sulke prente uitkom, dit te staan. Dit te kanselleer. Maar alles se dinge is teenstrydig met die woord, teenstrydig met openbaring, teenstrydig met die profeseë wat moet uitrol. Dan kan ons dit stop. Anders gaan daar meer goed oor mense kom en meer goed oor die wêreld kom as wat Vader aanvanklik toelaat. En ons het daai karakter, ons het daai autoriteit, ons het daai mandaat, maar ons doen dit. Ons doen dit glad. Ons dink dis nie ons rol, iemand anders sal dit seker doen. Of ons dink ons kan dit nie doen. Of ons dink dit is maar soos dit moet wees. Mag Vader ons guns gee om meer geestelik te wees. Minder vlees. Meer gefokus op die koninkryks en koninkrykswerk as op ons eie vlees, as ons omstandighede. Natuurlik is dit belangrik. Natuurlik is dit nodig om getroud te wees, om kinders te hê, om saam te bly, om te werk, om uit te gaan, om die lewe te geniet. Want Vader gee dit ook vir ons. Maar ten spyte van dit alles kan ons nog steeds die koninkryk soek in dit alles. En dis die voorreg wat ons het om die koninkryk van die hemele op aarde te laat manifesteer. In die laaste 2 weke in my innermens, wat baie nou noem die geesmens, kry ek 'n dringendheid van wat Vader wil doen, en dis 'n groter ding wat hy wil doen, 'n vinniger ding wat hy wil doen. 'n Geval van as jy iets wou weet of iets wil bestudeer, en dis hoe Vader met my werk, dalk werk hy met jou anders, dan sien jy 'n prentjie en jy moet die prentjie ontleed en deurbid en die prentjie gaan groter oop en die boodskap gaan groter oop en dis asof Vader nou die hele boodskap net gee. Once oopmaak. Is asof dinge moet vinniger gebeur. Dis asof daar groter dinge wag vir ons en ons moet ons voorberei. Ons moet gereed wees vir dit wat gaan kom. En daarom die gedeelte wat ek glo Vader op my hart geplaas het vir vandag om oor te gesels is, wie is jy? Weet jy wie jy is? Lang terug het ons ook na sulke dinge gekyk. En Vader het vandag se boodskap vir my gesê, dis te veel inligting. Dis te veel, sê net vir hulle wie hulle is. Want ons kan nou kom en ons kan sê, ons moet nou God se beeld wees, daarom is ons die lig, en daarom is ons die sout, en ons kan allerlei goed doen, en dan stop ons iewerster, want dit is te veel inligting. Jy moet net weet, jy is 'n seun van God, en dis genoeg. Dis al wat jy hoef te weet. Jy is 'n dogter van God, bottom line. En nou moet jy optree, soos 'n dogter van God. Klaar, dis al. En vir ons, om dit makliker te verstaan, want as ons genoem word seuns van God, dan kom die bose eerste en sê, jy sê God, Joshua sê jy was gode. Okay?
So daarom om dit vir ons makliker te maak om te verstaan, gebruik ons die terme jy's 'n prins of 'n prinses. Want hy is die koning. En jy's sy kind. En omdat ons sy kind is jy 'n prins of 'n prinses. En dit self is vandag vir ons baie moeilik om te verstaan. Want nie een van ons het groot geword, waarvan ek weet in 'n omgewing waar daar 'n koning oor jou was. Waar as die koning verbyloop, buig jy neer. Want as sy seuns of sy dogters verbykom, buig jy neer, want hy is die prins en die prinses. Jy moet dit doen op jou kop gaan. Ons ken nie daai omgewing, maar dis wie jy is. En as jy met daai mantel loop, sal die hele geestelike realm voor jou buig. Hy moet, want jy's 'n prins. Jy's 'n prinses. Hy het nie 'n keuse nie. Maar ons verstaan nie daai konsep nie, want ons is in ons geestelike realm nie oopgemaak om die dinge te sien nie, want ons word vasgehou in die vlees. Ek het nou die kantoor uitgestap en die oud gesê, man, jy kan nie eens jou werk doen nie. Hoe is ek nou 'n prins of 'n prinses? My man het nou dit vir my gesê, hoe is ek 'n prinses? Ons moet uit die vlees kom en in die gees. So daarom het ek bitter min skrifgedeelte saamgevat en mag Vader dit vir ons oopmaak om te verstaan wat hy vir ons wil sê, want ons moet weet wie jy is. As jy nie weet wie jy is nie, hoe kan jy daarin funksioneer? As jy 10 jaar oud is en daar is 'n klomp huise en jy weet nie wie is jou pappa en jou mamma nie, dan is jy niks. Jy's verlore. Jy weet nie in watter huis om in te gaan. Jy weet nie waar om te gaan slaap, waar om kos te kry. Maar as jy weet wie is jou pa, jy weet wie is jou ma, jy weet waar is jou huis, dan het jy autoriteit. Dan het jy sekuriteit. Dan kan jy lewe. En is presies dieselfde in die geestelike realm. Presies. Elke gelowige in Yahshua, dis elke een wat hier sit, elke een wat nie hier sit nie, elke liewe mens wat Jesus Christus van Nasaret, Yahshua Messiah erken as sy Heer en Meester, het dieselfde mantel. Wanneer die Gees van God oor jou gekom het en jou gevul het, het jy dieselfde mantel. Almal is prinses en almal is prinsesse, ongeag hoe jy verder glo. Die verder glo en die verder doen, gee jou mondering, gee jou range, gee vir jou embleme, sê vir jou ek's 'n parabat, sê vir jou ek's 'n medic, sê vir jou ek's 'n dit. Maar dieselfde, almal is prinses en almal is prinsesse. En van daar af moet ons begin groei. Eers as ons hierdie besef, kan jy begin fokus, wat is jou spesialiteitsrigting? Waarin moet jy gaan? As 'n prins, as 'n prinses vir die koninkryk van God. Nou kan jy begin spesialiseer, wanneer jy hierdie verstaan. Daar's verskillende aspekte, ek het net 'n paar ingebring. Party word geroep, word dan gestuur deur die koning, deur jou vader. Ek wil hê jy moet vir my battles fight. Dan gee hy vir jou 5 engele, 2 engele, 10 engele, 100 engele, duisende engele, dit wat nodig is om daai battle te oorwin. Dan gaan veg jy hom. En dan begin jy spesialiseer as 'n warrior. In jou hart sal jy voel, ek wil meer duiwelse koppe afkap. Ek wil meer mense bevry. Ek wil meer die duiwels bind. Ek wil meer warfare doen. Dan is jy 'n warrior. Fokus daarop, los die preke vir ander. Nou begin jy spesialiseer in dit wat jy moet doen. Want die bose hou ons so besig om al 50 goed in die koning te kyk te doen, dat jy nooit spesialiseer nie. Jy kan alles doen. Want jy die Gees van God, maar vra vir Vader, waarin moet ek spesialiseer? En doen dit. Dat jy die beste prins kan wees in God se koninkryk. Ander is intersessie. As jy die dringendheid in jou het om vir mense te bid, om in te tree vir situasies. Jy hoor daai ouetjie is siek en onmiddellik begin bid jy vir hom. Jy hoor daai familie is in 'n onmiddellik begin bid jy. Dan is jy intercessor. Los die ander goed. Dryf die duiwel ander dag uit. Doen nou intersessie. Want dis waarvoor jy geroep is.
En wanneer jy groei en die tyd is daar, genees jy. Wanneer jy in 'n plek kom, jag jy die duiwel uit. Maar moenie ander goed soek as jy geroep is vir iets anders nie. Doen dit eers en jy sal inskakel by die res. Want nou hardloop ons rond en klomp goed en na 'n jaar of 2 sê jy, "Ag, hierdie ding werk nie vir my." Hoe kan daai ou bid en die sieke staan op, maar ek nie? Sodat jy dalk 'n intercessor is. God sal hulle genees, maar minder deur jou, want jy's geroep vir iets anders. Jou label sê iets anders. Jy gaan sukkel om die duiwel uit te dryf. Dit gaan vir jou ure en ure vat, waar die aanhou instap in die duiwelvlug. Want hy het die mantel van duiweljagter. Dis wie hy is. En soos elke een van ons 'n spesialistveld op sy eie. Jy moet net uitvind wat dit is. En daarin begin fokus. Genesing. Ek het vlugtig daaraan geraak. Baie keer, hoeveel genesings het ek nie al gesien wat God deur my doen nie? Hoeveel het ek nie gesien? Is ek geroep as 'n geneesheer? Ek glo as jy geroep is 'n geneesheer, sal elke liewe een genees. Beteken nie jy mag nie bid vir die sieke nie. Beteken net fokus eers op jou spesialiteitsveld. En die res sal kom. Want daai wat jy bid en die ouens genees nie, kom die bose en val jou aan en later wil jy nie meer bid nie. Maar dit waarna jy geroep is, sal jy sukses op sukses op sukses op sukses hê. Dis soos dit werk, want jy spesialiseer in daai. Kom ons vat 'n eenvoudige ding. Daar's 'n man of 'n vrou wat gespesialiseer het om tuine te werk. Daai ou weet om vrugtebome te snoei. Daai ou weet om die rose te snoei en te behandel. En nou word daar vir jou 'n snoeiskerk gegee wat dit nog nooit gedoen het. Wie dink jy gaan die beste doen? Die ou wat 'n spesialis is. Hy sal die beste. Praat met ander. Ek het hom gegooi as 'n groot kombers. Met ander woorde, as jy met ander moet praat, dan kan jy motiverende spreker wees. Jy kan 'n prediker wees, jy kan 'n profeet wees, jy kan 'n evangelis wees of 'n leraar wees. Jou groot rol is om te praat. So leer om te kan kommunikeer. Leer om te kan praat. Leer om reg te kan praat. Hier's nou 'n eenvoudige voorbeeld. As ek vandag voortgegaan het om te praat sonder die mikrofoon, kon 2 of 3 glad nie hoor wat ek sê nie. So sien dit, leer dit en doen dit dan, sodat jy vir die koninkryk meer waarde kan toevoeg. Eenvoudige kwessies. Maar as jy nie daarin spesialiseer nie, is iemand anders wat hier nou vir die eerste keer kom praat en hy moet met die mikrofoon praat, dan praat hy al sagter want hy weet nie hoe nie. Totdat hy weet hoe en hy spesialiseer, dan kan hy dit doen. As jy 'n leraar is, leer die mense. Doen die ander goed ook, maar fokus op dit wat jy moet leer. Baie kortliks, hoe lyk jy? Openbaring 1 vers 12 sê vir ons, dis hoe Joshua lyk. Okay, met sy verheerlikte liggaam. Nou ek en jy is nog nie daar om dit in volle verheerlikte liggaam te hê nie, maar as jy in die geestelike riekalm sien, of jy hoor selfs wat demone sê, wanneer hulle geestelike ouetjies sien, lyk hulle soos Joshua. Okay? Dalk nie met al daai krag nie, maar vir jou swaard is dan net so 'n stukkie uit jou mond uit, waar Joshua se groot is. Maar jy lyk so, dis soos jy lyk in die gees. Toe draai ek om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel, en sy hoof, sy hare was soos wit soos wol. Hoekom was dit wit? Wanneer is jy wit, sê die woord? Wysheid. Hy was wys. In volle wys, spierwit. Hy het uit wysheid gefunksioneer. Sy oë soos 'n vuurvlam.
Hy sien deur alles, hy sien geregtigheid, hy sien sonde, hy sien alles wat goed is, hy sien alles wat sleg is vuur. Sy oë is nie donker nie. Sy oë is vuur. En sy voete is soos blink koper. Daar's niks wat hom terughou nie, dit gloei soos in 'n oond. Sy voete is gesalf om die evangelie te verkondig van die goeie nuus. Daar waar hy gaan, daar waar hy loop, daar's geen hindernis op sy voete nie. Niks stop hom nie, niks keer hom nie. Hy gaan doen waarvoor Vader hom stuur om te doen. En sy stem soos die stem van baie waters. As hy praat, praat hy met karakter van God, met die autoriteit van God. Wanneer hy spreek, gebeur. Hy praat nie vals nie. Hy praat nie uit twee monde uit nie. Dit wat hy sê, dit doen hy. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. Nou die mond, die woord, weet ons is God se woord. Die swaard is sy woord. So Joshua praat net woord. Hy spreek woord. Hy spreek waarheid. Hy maak los, hy bind. Hy voorsien, hy breek af wat afgebreek word. En baie keer ons, die laaste tyd het Vader ook vir my gewys, bid ek en vra vir Vader, wys dit, doen dit, maak dit. En hy het vir my gesê, doen jy dit? So ons gebedspatroon kan verander. In plaas om te sê, Vader, help die persoon, want die persoon het hierdie eina in die lewe. Moet jy sê, eina, ek stop jou nou in Jaswas naam. Elke bose krag en mag, ek stop jou nou. Jy het die autoriteit. Hoekom stuur jy God as jy dit kan doen? Ons moet begin verstaan wie ons is. Nou hardloop God so rond om ons werk te doen, want ons stuur hom die hele wêreld vol. In plaas van dat ons die autoriteit neem en dit self doen. Nie in ons eie krag nie, want ons kan nie. Maar hy gee ons die autoriteit om dit te doen. Ons moet net ons mindset maak. Jy moet weet jy's 'n prins, jy's 'n prinses, want as jy in daai plek inkom, moet elke bose krag en mag onder jou onderdanig wees. Hy het nie 'n keuse nie. Hy kan nie sê nee. Want dis God wat deur jou werk. En as hy sê nee, verniel hom man, trek sy ore, byt hom, doen enigiets, pynig hom, totdat hy luister. Maar moenie stop nie. Ons stop te vinnig. En hoe meer jy byvoorbeeld in die warfare groei, hoe vinniger gaan jy sien die goed gebeur. Hoekom dink ek kom Paulus hulle verby ouens loop en die skade weer net val aan die mense gewees? Want dis wie hulle was, dit was hulle karakter, is wat hulle gedoen het. As hulle in 'n plek instap, dan begin hy duiwels rondbeweeg. Daar's een ou oor see wat dit ook doen. As hy in 'n saal inkom en daar's duiwels, begin hulle op en afspring. Dis wie jy is. As jy dit beoefen. As ek weet ek is 'n prins, maar ek wil net agteroor sit die hele dag en niks doen nie, is jy nog steeds 'n prins. Maar jy gaan nie wandel in daai autoriteit nie. So daarom moet ons Vader vra, wat moet ek vir u doen? Ons is na sy beeld en gelykenis geskape, daarom lyk jy soos Jasper lyk. En ons het dit al gekry. Waar bevrydingsplase vind het, daarna sê die persoon, ek het gesien, elke keer as jy praat, dan kom die swart uit jou mond uit, die vuur kom uit jou oë uit en verbrand my. Dis hoe jy lyk. Goed. Dan word daar spesifieke take aan elke een van ons toevertrou. Die ou langs jou kan nie jou taak doen. Jy kan nie sy taak doen. Jy kan nie. Elke ou moet doen wat God vir hom sê om te doen. Jy kan soortgelyke take. En ek en jy kan nou gaan met dieselfde boodskap na dieselfde ou toe. En jy sal sien, een ou sal deurdring na hom toe en die ander nie. Met presies dieselfde boodskap. Dit werk so, want jy kan nie die ander ou se job doen. En hy kan nie joune doen. Daarom is ons almal deel van een liggaam. En jy moet net doen wat jy doen. Los die ander ou uit. Laat hy doen wat hy doen. Of wat hy glo hy moet doen. As hy verkeerd is, iewers along the line sal Vader hom wys. As vir jou gewys word, help hom, bemoedig hom. Sê dan vir hom, luister, ek dink ABC, bid dit saam deur en hy maak nog sy keuse. Want hy moet aanvaarde Vader verantwoording doen.
Goed. Nou stuur Vader, glo ek, ten minste 2 engele, ten minste, om jou te help in jou pad wat jy moet loop. Kom ons vat genesing, is die maklikste dink ek om te verstaan. Wanneer Vader vir jou sê, ek stuur jou om die mense te genees. Okay? As ons nou die vraag vra, wie genees? God genees. Okay? En as ons nou 'n bietjie meer fokus, dan sal ons sê Jasma genees. En as ons in die woord gaan, sal ons sien sy strepe genees. So kan ons hom opbreek. Wie dink jy genees die persoon waarvoor jy bid? Engele. Genesende engele kom in en raak die persoon aan en hy genees. Maar dit is nog steeds God wat genees, nie die engel nie. En dis hoe God werk. Hy gebruik jou om te spreek. Hy kan self nou met my praat, maar hy kies om jou te gebruik om met my te praat. So dan is ek 'n instrument in sy hand. So is die engel 'n instrument. En as jy sekere dinge gaan kyk, en nou gaan ek op 'n ander se woord, ek het al gesien, genesende engele ook, maar hulle kom in en dan sien hulle duidelik 'n ou kort 'n nuwe hart. Dan kom die engel in met 'n goue skinkbord en 'n hart. En dan sit hy hom in die ou in, sê sy hart genees. Die engele doen dit, maar is nog steeds God wat dit doen. Ons moet net ons denke begin regkry. Beteken dit ons moet engele aanbid? Glad nie. Hy moet luister wat jy vir hom sê. Sê ek, nou moet ons engele begin saam ons in uitstuur? Nee. Party ons doen dit, ek glo nee. Ek glo ek praat deur Jasper. Hy beheer alles. Want hy is my koning. En ek is sy prins. En ek gee terugvoering vir die koning, vir niemand anders nie. En hy sal stuur wat ek nodig het vir elke taak wat ek moet doen. En dit is iets wat ons moet snap en moet verstaan. So daarom glo ek, as jy geneeser bediener, sal daar 2 engele wees. En wanneer jy met Joshua praat, wanneer jy deur die Gees met God praat, praat God met jou terug en hy kies hoe. Jy bid en jy vra, Vader, hier staan iemand voor my, sê vir my, waarvoor moet ek bid in die persoon se liggaam, want hy siek, argumente onthaal. Dan sal jy sien in die Gees, daar's 'n probleem met sy oor. Ek moet bid vir sy oor. Of 'n engel sal vir jou sê, sy linkeroor. Of God self sal met jou praat of jy sê sy linkeroor. Dis hoe dit werk. Hoe dit ook al omwerk, God moet die eer kry. Want dis hy wat dit doen. En hy sal vir jou ten minste 2 engele stuur om jou te help en jou te leer om in die genesingsbediening met Vader te kommunikeer. Om in daai genesingsbediening te kan vloei. Ons kan die engele uitsny en sê ek praat net met Jasper, dis fyn. Dis net so goed as dit vir jou reg is. Dis net so goed. Maar ek het gesien in die week hoe God 2 engele uitstuur na iemand om daai persoon te help om in sy bediening te begin. Dis hoekom ek weet dit werk so. Dis hoekom ek sê ten minste 2 engele. Daar kan baie meer wees. Maar ons sien nie altyd en daarom verstaan ons nie altyd. Maar die belangrikste is, jy moet weet, jy's 'n prins, jy's 'n prinses. En van daai posisie af werk die res uit met Vader. En as jy die engele sien wat jou help, awesome. As jy hulle nie sien nie, ook awesome. Weet dis God wat dit doen. Hy sal jou help om in jou bediening te kan vloei. Jasper staan egter gereed om ook ander engele te ontplooi as jy dit nodig het. Dink jy as jy warfare gaan doen, argumente onthaal, en jy gaan veg nou teen 'n versterkte stap. Dit beteken daar's baie groter magte as net 'n droom. Dink jy hy gaan jou alleen stuur? Dink jy hy gaan net 2 engele stuur? Nee, hy stuur 'n hele leermag. En dit het ek al gedoen, dit het ek al gesien, so dit kan ek vertel. Hy stuur 'n hele leermag, hy maak jou bevelvoerder van hulle. En hulle moet luister na wat jy sê. En dis soos 'n regte weermag. Toe ek klaar was, toe sê ek halleluja en ek wil sommer net aan, hy sê, jy moet kom terugvoering gee vir die koning van die prins. Jy moet vir hom sê wat het gebeur. Jy moet vir hom sê hoeveel het geval. Jy moet vir hom sê wat jy gedoen. Dis soos 'n regte weermag.
net in die gees. Kan nie ding nou te klaar warfare gedoen, nou te gaan ek maak kos. Nee, jy moet afsluit jou geveg. Goed, dis nou net 'n geval wat ek bietjie beter verstaan wat ek kan verduidelik. So wie is jy? Wie is ek? Openbaring het ons gesien, 19 vers 16, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, koning van die konings en meester van die meesters. Dis Yahshua. Dis Yahshua. En ons is sy kind. Nou as jy 'n kind van God is, jy prins of 'n prinses. 1 Johannes 3:2 die eerste deel sê, geliefdes, nou is ons kinders van God. So ek bring net die verse in om vir julle te wys, dit wat ek sê, sy gekiem met die timing. Jy's 'n kind van God. So jy kan of funksioneer as 'n kind van God, as jy gemakliker is met daai terme. Baie ouens voel baie ongemaklik om 'n seun van God te wees. Of 'n dogter van God. Wat 'n rede ook al. Dan moet jy ten minste, glo ek, beveel ek aan, fokus op die prins. Die koning se kind, 'n prins of 'n prinses. As dit jou gemaklik is. As dit nie doen nie, dan bid dit asseblief deur dat jy in een van die twee begin funksioneer. Want dan eers gaan jy in die autoriteit kan loop. As jy nie weet wie jy is nie, kan jy nie iets doen in die koninkryk. Jy kan nie. Jy gaan begin bid en dan gaan die bose vir jou iets sê en dan stop jy. Jy gaan begin om met iemand te praat oor die woord, dan sê die bose, dan stop jy. Want jy weet nie wie jy is nie. As jy 'n kind is van die koning, wie is jy? 'n prins of 'n prinses. Dink jy dat daar enige voordeel daarin is om daai titel te hê? As jy nou hier, al neem die ou jou aan, Prins Charles, ek dink is die enigste koning wat ek eintlik van weet, die ander, ja. En daar's natuurlik vraagtekens ook daar, maar goed, hy is 'n koning. As hy nou besluit, hy kom hier in met sy hele cadeau, en hy sê vir elkeen wat hier sit, vandag, hier is die papiere, neem ek jou aan as my kind. Van vandag af is jy 'n prins of 'n prinses van Engeland. Wat gaan eers verander? Jou burgerskap. Jy gaan onmiddellik in Engeland kan woon. Hy gaan dalk self jou vliegtuigkaartjie vir jou betaal, of vir jou vliegtuig stuur om jou te vat. En van daar af sal jy nooit weer dieselfde wees. Nooit. Want jy weet ek is nou 'n prins of 'n prinses. Maar jy kan hier sit en sê, nee, ek bly liewer in Suid-Afrika. Ek wil nie jou prins wees of jou prinses wees. Dis wat ons vir God sê. En sodra ons dit doen, kry jy nie burgerskap nie. Sodra jy dit doen, wandel jy nie in autoriteit nie. Dan tree jy nie op as 'n prins of 'n prinses. So dis ons keuse. Dis elkeen van ons se keuse. Jy het reeds autoriteit en jy het reeds hierdie titel. Die dag toe jy sê, Yahshua, Jesus Christus is my Heer en my Meester, jy word gees gevul, word daai titel oor jou gebring. Prins van God. Prinses. Nou, dis wie ons is, dis wat ons is. Ons moet dit net leef, ons moet dit verstaan. En ek weet, dis vir ons as mens moeilik, omdat ons dit eerstens nie almal kan sien. Mag Vader ons oopmaak, ons gaan vandag juis in die gebedsessie bid dat ons kan begin verstaan wie ons is. So as ons dit nie kan sien nie, is dit 'n groter geloofsdaad vir ons. Maar as die woord sê wie ons is dit wie ons is. So dit is wie God sê jy is, so ek dink dis waar. As God sê jy is sy kind, al sê enige iemand anders, jou man, jou vrou, jou pa, jou ma, jou pastoor, jou dominee, al sê die minister jy is iets anders, ek weet nie wat. Want my God sê, ek is sy kind. En as my God het sê, is dit afval. Ek moet dit nie val. Ek moet dit nie neem. Vraag is, glo ek? Glo ek dit? Kyk, wat beteken dit dan om te glo? Kom ons beweeg bietjie vinnig.
Markus 9 vers 23 en Yeshua sê vir hom wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dis 'n snaakse stelling wat Yeshua hier maak. Hy sê as jy kan glo. Kan jy glo? Of course. Elke mens het 'n mate van geloof, so ek kan glo. Daarom is alle dinge vir my moontlik. Dis jou keuse egter, jou wilsbesluit of ek wil glo. Geloof verg egter 'n handeling, en ons weet sonder werke is geloof dood. Nou ek sê nou nie vir jou nie, behalwe as die Gees dit vir jou sê. Ek sê nie vir jou nou begin nou in die strate en in die malls en all over afloop en sê ek's 'n kind van God, ek's 'n kind van God, behalwe as dit dalk 'n ding is om met mense te begin praat. Jy sal sien baie van die korrespondensie wat ek gevoer het jare terug, baie van die korrespondensie, nou sluit ek my brief af. Hoe was dit nog Willem, aangename seun van God. Dis soos ek my briewe getitel het, want dis wie ek is. Ek het geen ander titel. Dis wie ek is. Goed. Okay. Sonder werke is geloof dood. So ek en jy moet nou opstaan, ons moet begin optree soos 'n prins. Ons moet optree soos 'n prinses. Wat is net 'n klein voordeel van 'n prins en 'n prinses? Hy het vrye toegang na die koning. Hy het vrye toegang na die koning. Niemand kan hom keer om by die koning uit te kom. Niemand. Hy bly in die paleis. Hy's 'n prins. Is jy bereid om deur God op 'n plek geplaas te word sodat jy daai titel kan dra en so die koninkryk van God kan verteenwoordig? En daai titel, daai label in die geestelike realm beteken enorm vir ons in die vlees. So wat sal die ander ou langs jou sê? So wat as ek 'n prins is? Maar in die geestelike realm dra dit krag fenomenaal. En daarom in die geestelike realm word jy dopgehou deur almal. Tree jy op soos 'n prins van daai koninkryk. Tree jy op soos 'n prinses. As jy nie doen nie, begin die kinderstories. As jy nie doen nie, begin jy gefokus word, wil hulle jou verder wegtrek van die koninkryk. So wie is ons dan in die verhouding met God? Watter verhouding het jy met die Skepper? Die Skepper is baie groot. Hy is I am, hy is El of Elohim, El Shaddai, die Skepper. Hy is die meester, hy is 'n vriend, hy is 'n vader, hy is 'n koning. En jy kan, omdat God soveel verskillende karakters het as God, het jy soveel karakters as seun of dogter. So jy kan kies in watter verhoudingsvlak jy met hom wil wees of wil wandel. Is jy net die skepsel? Ek ken God nie, ek het nie verhouding met hom, ek is okay, dalk het hy my gemaak, dalk nie, ek is 'n skepsel. Ek is 'n Christen, ek is 'n gelowige in Yeshua. Dan begin dinge oopgaan vir ons. As ek 'n dienskneg, as ek 'n diensmaag. As jy net wandel op die vlak van dienskneg en diensmaag, beteken dit ek is net onderdanig, ek is net gehoorsaam, alles wat God sê doen. En dis al klaar awesome. Ek wil dis awesome as jy dit kan. Maar dan gaan God nie met jou praat, soos wat hy met 'n vriend praat. Soos wat hy met sy prinses praat, met sy prinses praat. Dan stuur hy jou net rond, want jy's 'n dienskneg. Hy gaan nie vir jou openbarings gee wat hy gaan doen. Hy sê net vir jou gaan doen dit. So ons kan kies. 'n Vriend, het jy 'n vriendskapsverhouding met God. Dan sit en drink jy koffie. Loop jy in die tuin saam rond. Deel jy jou hart met en deel hy sy hart met jou. 'n Vriend. 'n Seun of 'n dogter, 'n prins of 'n prinses, en daarom 'n medeheerser. Heers jy saam met hom. Wat sê God vir Abraham? Of wat sê hy vir ons aangaande Abraham voor Sodom en Gomorra? Sal ek vir Abraham weerhou wat ek gaan doen?
Want Abraham is gekies om die vader van nasies te word. Jy's 'n prins, jy's hoër as Abraham. Jy's 'n seun van God. Hy was 'n vriend van God. En kyk wat deel God met Abraham. Ek glo hy's nou ook 'n prins, maar ek bedoel daai stadium was sy verhouding 'n vriend van God. En God sê, sal ek dit weerhou wat ek gaan doen. So met vriende deel God al meer wat hy gaan. Hy kan, maar hy gaan nie noodwendig vir jou nou sê wat in Australië gaan gebeur, as jy nie kennisse daai het nie, as jy nie 'n intercessor is om te bid vir Australië nie, as jy nie iets aan die saak kan doen nie, want hoekom gaan hy dit? Hy sal met jou deel daar by jou invloedssfeer. Hy sal met jou deel van jou bediening. Hy sal met jou deel dit wat jy kan doen vir die koninkryk van God, al is dit in ander lande, as jy instaai. Nou is ons seuns en dogters, as ons daai rol opneem as prins en prinses, dan begin jy saam om heers. En dan kry jy gevalle waar ons nie altyd verstaan nie, maar in Sagaria en in ander plekke sê hy, daar's 'n vergadering gehou. En daar was klomp mense by die vergadering. En hier vra Vader, nie dat hy dit nodig het nie, hy vra die insaag van jou. Hy vra die insaag van almal wat om by tafel sit. Hoe gaan ons hierdie saak hanteer? Tipiese voorbeeld, die woord sê nou seuns van God, nou is jy nie ook 'n seun nie. Die seuns van God het voor Jahwe verskyn. En hy vra, hoe sal ons hierdie koning oorhaal om te glo? Want hy wou nie glo wat die profeet sê. En een van die wat daar sit, sê ek sal gaan as 'n leengees. En ek sal hom gaan jaag. Want dit is reg, jy sal ons oorhaal gaan. Dis daar waarvan ek praat, waar die seuns en dogters toegang het. Dis daar waar jy kan saam raadsbesluite neem van wat God wil doen, veral in jou lewe, jou huislewe, daar waar jy direk betrokke is. En soos jy groei, glo ek sal dit uitkom. Sal hy vir jou meer deel oor jou familie, oor jou bloedlyn, oor jou dorp, oor jou stad, oor die wêreld, daar waar jy moet gaan. Goed, die koninkryk van God, koninkryk baie kortliks, 'n koning en sy koninkryk of sy heerskappy, om as koning vir ewig in vreugde met krag te heers oor sy koninkryk of oor die allam. Dit is waarvoor 'n koning daar is. Dit het nog nooit plaasgevind nie, behalwe natuurlik Jaswa se koninkryk wat gaan uitrol. Dit is 'n woordbeginsel dat 'n koninkryk aan 4 vereistes moet voldoen. Daar moet 'n koning wees, ons weet dis Jaswa, dis iemand wat heers, iemand wat regeer. Hy regeer oor 'n geografiese gebied of 'n geestelike gebied. Mense en inwoners, daar moet iemand wees waaroor hy regeer. Nou hier is die deel wat dalk vir ons bietjie moeilik is om te verstaan. Maar mag Vader dit vir ons oopmaak vandag. Tans, in die geestelike realm, as jy 'n prins of 'n prinses is, heers jy saam met God oor sy hele skepping. Okay? Jy heers oor die wesens in die geestelike realm wat geskep is, daarom moet hulle oor jou, onderdanig wees. Jy heers oor die plante, jy heers oor die diere. Jy heers oor dinge in, nie oor mense nie, oor dinge in mense. Dit wat mense afbreek en afkrap. Jy heers daaroor. Want dit is waar God se koninkryk is. Daar's wette waar volgens almal beheer word. Ek kan nie net doen wat ek wil nie. Ek kan nie teenstrydig teen die Torah gaan nie. As God vir my sê gaan doen dit, kan ek sê ek gaan nie dit nie, ek gaan nie dit. Daar's wette. Ons moet funksioneer volgens die wette van die koninkryk van God. En een van daai wette van die koninkryk is, elke knie sal buig voor Jaswa. En elke tong sal bely wie hy is. En met daai mandaat gaan ek jy uit. En daarom moet elke tong bely, Jaswa is God. As jy met 'n demoon praat en jy sê vir hom wie Jaswa is, hy moet dit erken of hy moet uit. Want dit is die beginsel, dis 'n geestelike wet. As jy vir 'n siekte toestand in die koninkryk van God met autoriteit sê, buig jou knie en uit, moet hy buig en hy moet uit. Dis 'n wet. Dis 'n geestelike wet. Want dis soos dit werk. Ons het ongelukkig sekere insaag wat goed kan
vertraag of terughou of keer, maar die wet sê so en die wet moet uitgevoer word. So hoe heers ek en jy? Ons moet dit ook nou al beoefen en dit so doen, want dit is God se koninkryk. Hy is liefde, daarom moet ons liefde wees. Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Weet nie of julle gesien het, ek het nou my kop geknik nie, want wanneer ek lees en dan word met my gepraat, is dit of God of Satan. Ek kan nie my eie gedagtes kry terwyl ek lees. En die gedagte wat hy gekry het, die woord wat hy gekry het, is dis hoe Joshua alles op die aarde kon doen, want hy het geweet, hy's 'n prins van die Vader, hy's 'n seun van God. Hy het daai autoriteit verstaan, en elke knie moes onder hom buig. En as ek en jy dit verstaan, soos Joshua dit verstaan het, goed. 2 Korintiërs 5 vers 18, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Joshua Messiah, en ons dan die bediening van versoening gegee. Nou die hele wêreld, die hele skepping is deur sonde van God vervreemd. En ons moet dit met God weer versoen. Nie net mens nie, die plante. Alles moet terugkeer na God, moet terugkeer na sy manier, na sy weë. En dis hoekom daar 'n skrif is wat sê die hele natuur wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van julle, van die prinse en die prinsesse, van die seuns van God. Want ons kan dit draai, as ons weet wie ons is in die koninkryk van God. Die versoening wat weer moet plaasvind. So hoe lyk dit daar? Hoe lyk dit in God se koninkryk? Hoe moet dit by ons lyk? Hoe het dit hier gelyk toe Joshua hier gewandel het? Ook deur mekaar, ook politieke geweld, ook probleme in die wêreld, maar hoe dit gelyk waar sy voetspore was. So ek en jy gaan in hierdie wêreld wees met probleme, met politieke onrus, met chaos in die wêreld, maar hoe lyk dit waar ek en jy loop? Sondes is vergewe. Duiwels lig weg. Blindes sien. Dowes hoor. Siekes genees. Krepeles loop. Dooies staan op. En nou mense kom tot inkeer na God. Hulle besef wie Joshua is. Hulle bely en hulle lewens word verander. Hulle word gered en hulle kry die ewige lewe. Dit word gekenmerk deur liefde, vrede sonder sonde, geen duisternis in die stad nie. Dit is 'n ewige koninkryk. Jesaja 9 vers 7, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van Jahwe van die heerskare sal dit doen. So Vader sal ons help om te bereik dit wat jy moet bereik. As 'n prins of 'n prinses is dit ons verantwoordelikheid om God se koninkryk nou hier te leef en te manifesteer. En ek weet, ek is sekerlik ook skuldig, baie keer wil ons graag die regering verander. Maar verander eers jou lewe. Verander eers jou familie, jou huisgesin. Dan kan jy later by die president kom. Sorg eers jou eie huis. Nie almal sal dadelik, ek is jammer daaroor, maar glo die groep sal verstaan, en die wat wil luister, mag Vader die ore open. Nie almal sal dadelik die verborgenhede verstaan van dit wat ek nou sê. Markus 4 vers 11. En hy het sê aan hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. So ek glo julle sal dit verstaan. Maar vir hulle wat buite is, kom dit deur gelykenisse. Handelinge 19:8. En hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan, wat dit behaag, wat in die koninkryk aangaan. Want self daar het die gemeente nie verstaan wat Paulus sê nie.
Hulle het nie verstaan van hierdie koninkryk. Hulle het nie verstaan ek is 'n seun van God nie. Hulle het nie verstaan ek is 'n prins en 'n prinses nie. Hulle het nie verstaan ek kan die heerskappy oorneem. En God se heerskappy op die aarde manifesteer 3 maande lank. En hulle het nie verstaan. Mag Vader ons guns gee dat ons dit snap, dat ons dit verstaan. Paulus het openbaring ontvang wat aangaan in die koninkryk. Gelukkig is dit gepens so kon sy woorde deel. Dis nie net my openbaring nie. En julle ek verstaan en ek vervoeg myself nou nie, ek verstaan ook dalk nog nie 100%. Ek verstaan dit en die hart doen dit dalk nog nie. So mag Vader guns gee dat ons begin lewe. Ander wou dit nie. Die koninkryk van God is reeds in jou. Lukas 17:21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in jou. Ons hoef dit nie te gaan soek nie. Dit is reeds gegee, dit is reeds daar. Jy's reeds 'n prins, jy's reeds 'n prinses. Ons moet dit net doen. Die pad van waarheid na lewe sê en hulle sal ook nie sê let op hier of let op daar nie. Want let op, die koninkryk van God is in sommige van hulle. Nou ek glo wanneer jy die gees van God het, is die koninkryk van God reeds in jou. Nor shall they say, look here or look there, for look, the reign of Elohim is in your midst. En dit gaan gepaard met krag. Dit gaan gepaard met krag. 1 Korintiërs 4:20, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. So dit gaan nie net daaroor om daaroor te praat, dit gaan om dit te doen, om dit te lewe. In you is van binne na buite. In kan verskillende dinge beteken. Krag in Grieks is dunamis. Is met die krag van God sal die koninkryk wat onsigbaar is in die vleeslike sigbaar word deur tekens, deur wonders, deur dinge wat Vader wil doen. Markus 9:1 en hy sê vir hulle voorwaar ek sê vir julle daar is sommige van die wat hier staan wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God met krag gesien kom of sien kom. Jou liefde vir Yahshua gee aan jou die heerskappy in die koninkryk. Die liefde. Jakobus 2:5. Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van die wêreld uitverkies as rykes in die geloof in die erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet. So as daar iewers in hierdie gesprek vandag in jou gemoed, in jou gedagtes dinge opgekom het wat bots met die koninkryk van God, wat bots met wie jy is, dan beveel ek aan bid dit deur, weerstaan dit, vra vir God om jou te wys, om jouself te oortuig. En as dit nog nie deurbraak nie, vra vir Vader liefde, liefde, om te weet wat liefde is, om te weet en hom lief te hê, bo jou denke, bo jou hart, bo alles. Want dan het jy die koninkryk erf. Jy moet die liefde vir God hê en die koninkryk te erf. Want het gaan nie oor my nie. Gaan nie dat ek wil gehoor word, ek wil gesien word nie. Hulle moet sê, daai ou het die ou gebid nie, en daai ou het die tyd nie. Het gaan oor die koninkryk van God. 'n ander sleutel is nederigheid en om arm van gees. Arm van gees beteken 'n honger na die waarheid, 'n honger na die koninkryk, om te weet daar is meer wat God wil doen. Elke kind van God, gees vervulde gelowige in Yahshua dra die mantel. Dan word daar aan elke kind nog spesifieke instruksies gegee, take in die koninkryk. Want nie almal is intercessors. Almal kan intree, maar nie almal is intercessors. Almal kan geestelike oorlogvoering doen, maar nie almal is warriors. Almal kan preek, maar nie almal is predikers nie. Almal kan die evangelie verkondig, maar nie almal is evangeliste nie. Verstaan ons daai begrip? Wie is jy? Almal is seuns en dogters, en laat ons daaruit funksioneer. Die res sal kom.
Partykeer soek ons so wat ons vir Vader moet doen dat ons niks doen. Funksioneer as 'n seun, funksioneer as 'n dogter, die res sal werklik kom. En die koning gee aan jou ten minste 2 engele, dienende geeste of diensknegte om jou te help. Dis wat ek gesien het, so dis my openbaring. So ek bid dit deur. Om jou te help en te onderrig om die taak suksesvol uit te voer. Soos ons groei in die gees sterker word, meer hindernisse oorkom, gehoorsaamheid leer en God ons meer kan vertrou, laat God dan toe dat meer van sy heerlikheid deur jou vloei. Ons moet groei daar. En die bietjie wat ek nou al van Vader leer, ek weet hy kan dit anders doen met my, kom ek sê met my werk. As ek vir Vader vra, gee my asseblief geduld. Het ek nog nie gesien dat hy 'n engel afstuur en tjoep, nou het ek Job se geduld. Nee, die toetse kom. Die mense sukkel met my onnodig. Die karre ry voor my in. Goed breek, goed het probleme. Ek moet geduld leer. Ek moet dit oorkom. Anders het ek môre weer nie geduld nie. En so is dit met elke tekortkoming in ons lewe. God gaan jou daardeur vat. Hy stap saam met jou en elke keer as jy oorwin, word jy sterker. Jy moet oorkom. Jy moet elke probleem in jou lewe oorkom. Totdat ons die opstandingskrag van Joshua ten volle kan uitleef. En dink julle dis ook eintlik awesome? Want dis jou journey, dis jou pad wat jy stap. Sou seker ook goed gewees het, maar ek gaan dit nie eens noem nie, want Vader weet die beste. Dis hoe glo die pad is, ek kan nie vir hom sê moet dit anders doen. Maar dis is die pad wat my is. Romeine 8 vers 29, die eerste gedeelte, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees na die beeld van sy seun. Onthou nou in Openbaring hoe lyk Joshua? Hare wit, ons moet optree in wysheid. Oë van vuur, ons moet in geregtigheid sien, ons moet waarheid sien, ons moet nie vals kyk nie, ons moet nie 'n verkeerde oog hê. Jou mond moet jy die woord spreek en jy moet die woord doen. En so die voete. Gaan uit en verkondig die woord. Die evangelie, die goeie nuus. Hebreërs 2 vers 10. Want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Die kort en die lang, die fokus daar is net ons is seuns en dogters van God. Ons is kinders van hom, daarom behoort ons anders te lyk, anders op te tree met 'n totale ander mantel en 'n ander autoriteit as die res van die mense in die wêreld. Ons gebed hierdie week is dan om Vader te vra om ons te help, sodat ons kan verstaan wie ons is. Dan, wat is die rol van 'n prins? Wat is die rol van 'n prinses in die koninkryk? Abba, ek wil die loof en prys. Eerstens vra ek, help my, leer my, onderrig my. My denke, my hart, my gemoed, dit wat enige hindernis bring. Dat ek nie as 'n prins van die lewende God kan optree. Verwerping, verloning, wil ek niks met dit verwyder het uit my lewe. Help my om te wees wie U wil hê ek moet wees. So bid ek vir my broers en my susters. Die wat uitroep na U, die wat vra, Vader, help my. Wys my, leer my. Kom wys ons, Vader, kom leer ons. Is dit nie tyd nie? Is dit nie seisoen na die seuns, soos die woord sê, maar ek glo seuns en dogters van die lewende God openbaar. En ons dank U daarvoor, Vader, in Joshua se naam. Amen. Good.